godsdiens vanoggend is die stof, die staf en die staal. En ek wil graag 'n oomblik vat en met jou vandag praat oor die stof. So lees saam met my die bekende gedeelte in Lukas 2 vers 1 tot 5. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het na die dorp Nasaret in Galilea, van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Die stofpad van Nasaret tot by Bethlehem is ongeveer 150 kilometer gewees in die eerste eeu, in die tyd waarin Josef en Maria hierdie pad gereis het. Dit sou hulle amper 'n week gevat het om te voet of op 'n donkie se rug daar te kom. Die klimaat in daardie streek is baie warm in die dag, baie koud in die nag. En heel moontlik sou Josef en Maria in daardie week in die aand moes kamp opslaan in die veld en oorslaap onder die sterre. Wat het in Maria se gedagtes aangegaan daardie week op die rug van 'n donkie op die stofpad na Bethlehem? Waaraan het sy gedink? Wat het in haar gemoed aangegaan? Soos enige vrou wat vir die eerste keer swanger is, was daar seker onsekerheid oor die geboorteproses. Oor wanneer gaan dit gebeur? Waar gaan dit gebeur? Wie gaan my help? My ma is nie hier nie. Sê nou dit gebeur een aand hier onder die sterre waar niemand hier is om my te help nie. Gaan Josef my kan help? Is ek en Josef okay? Het hy regtig vrede gemaak dat hierdie kind van God is? Glo hy my regtig? Ek dink daar was so 'n groot stuk onsekerheid, angstigheid, dalk selfs vrees en bietjie bang wees vir dit wat voorlê in Maria se hart. Gaan ek hierdie jong vrou wat geen ervaring het nie, wat nie geleerd is nie, wat nie kennis het in hierdie wêreld nie, gaan ek genoeg wysheid en insig hê om die seun van God groot te maak? Hoe gaan ek dit doen? Ek dink op daardie stofpad na Bethlehem was daar 'n groot worsteling in die hart en die gedagtes van Maria. En ek weet sy was 'n denker. En ek weet sy was een wat dalk baie goed soos ons vrouens dit so goed kan doen, overthink. Want ons lees in die Bybel, nadat die wyse manne en die herders die stal verlaat het, lees ons in Lukas 2 vers 19, Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Ek het die idee Maria het baie keer by haarself nagedink. Hier in haar kop, dinge oor en oor gespeel. Hoe, wat, onseker, die vraag. Maar ek glo ook, dit was met 'n doel dat God vir Josef gekies het om Jesus se aardse pa te wees. Ek glo met my hele hart dat Josef was 'n goeie man gewees. God het 'n goeie man gekies om Jesus se aardse pappa te wees. Josef was heel wat ouer as Maria, so daar was 'n bietjie meer wysheid, bietjie meer standvastigheid in Josef, en my kop glo dat op hierdie stofpad tussen Nasaret en Bethlehem was Josef die anker vir Maria. Ek dink hulle het baie gesels. Ek dink vir 'n week lank op 'n stofpad alleen was daar lekker kuiertjies. En ek dink Josef was die een wat vir Maria moed ingepraat het. Ek kan al in my gedagtes hoor hoe Josef haar sê, Maria, kyk in my oë, ek glo jou. Die engel het aan my verskyn in 'n droom, ek het dit al vir jou vertel, maar ek sal aanhou om dit vir jou te sê, tot jy glo, ek glo jou. Hy het vir my gesê, daai kind se naam moet Jesus wees. Maria, as jy begin twyfel, as jy onseker raak, onthou, wat het Gabriël vir jou gesê? Jy het my vertel hoe Gabriël aan jou verskyn het. Jy het my vertel hoe hy gesê het, jy's die geseënde vrou, gekies deur God.
Maria, kan jy onthou, toe jy teruggekom het van Tannie Elisabeth af, hoe jy vir my vertel het, die oomblik toe jy ingestap het in hulle huis, hoe haar baba in haar maag opgespring het, toe hy bewus geraak het van die baba in jou maag. Maria, hierdie is nie 'n mensgemaakte storie nie. Hierdie is God se plan. Ek en jy is instrumente in God se hand. Hierdie is 'n groter storie as net ek en jy. Ek glo Josef was die een wat haar rustig gehou het. Hy was 'n Joodse man en die Joodse manne het die wet en die profete baie goed geken. Dalk het hy in hierdie week op die stofpad na Bethlehem toe herinner aan die beloftes van die Messias wat sou kom uit die Ou Testament. Dalk het hy vir haar gebid. Dalk het hy vir haar gesê, kom ons sing 'n loflied vir God, dat hy ons as eenvoudige mense gaan gebruik in sy groot plan om hierdie wêreld te red. Ek glo Josef het vir haar gesê, sy wonder oor hoe gaan hulle die kind grootmaak. Maria, onthou jy dat Gabriël vir jou gesê het, niks is vir God onmoontlik nie. God sal ons die wysheid gee. Miskien is jy vandag op 'n stofpad in hierdie lewe. Dalk voel jy vandag ook onseker oor die toekoms. Dalk voel jy ook, ek weet nie, hoe gaan ek dit maak nie. Dalk is daar in jou hart ook worsteling. Dalk is daar in jou gedagtes ook 'n stryd. Ek hoop dat jy 'n Josef in jou lewe het, wat saam met jou kan bid, wat jou kan herinner aan God se beloftes, wat jou kan help om vrede te hê in die onsekerheid. Maar ek hoop ook dat ons as kinders van God Josefe kan wees vir die stofmense daar buite, wat so baie onsekerheid deurgaan in hierdie gebroke wêreld. Menslik gesproke was daar verseker onsekerheid. Logies maak hierdie storie nie sin nie, 'n maagdelike geboorte. Logies maak dit nie vir ons koppe sin nie, maar ons is nie net logiese mense van verstand nie, ons is geesmense. En hier diep in ons gees is daar 'n wete dat God is in beheer. Is daar 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Is daar 'n Josef en Maria wat geweet het, ons het nie al die antwoorde nie, ons weet nie hoe gaan dit uitspeel nie, maar ons weet, God is by ons en niks is vir hom onmoontlik nie. Ek weet nie hoe jou lewe lyk vandag nie. Dalk voel jy angstig en onseker. Dalk is daar 'n stofpad wat jy vandag stap. Dan dink ek vir jou die wonderlikste nuus. Jesus het aarde toe gekom om die stofpaaie van hierdie stikkende wêreld saam met ons te stap. Hy het saam met ons mens geword om te verstaan waardeur ons gaan. Ons is stofmense, maar ons het 'n gees hier binne wat vrede het ten spyte van onsekerheid. Mag jy vandag weet wat Maria 2000 jaar terug geweet het. God is in beheer. Ek is deel van sy groot plan. Hy is die een wat die laaste sê het. Ek en jy het 'n deel om te doen. Ons is deel van God se storie, soos wat Josef en Maria deel was van God se storie. Ons is deel om selfs op hierdie stofpad van die lewe God se koninkryk uit te brei. So selfs al voel jy onseker soos Maria, weet vandag, hy het gekom vir jou. Ek wil vandag vinnig met julle gesels oor die staf. Nou, vanoggend is ons gebless met 'n klomp engele en 'n klomp herders. Wie van hierdie herders se hande is vuil? Is julle hande vuil? Julle gesigte vuil? Hoekom is julle so vuil? Het julle gewerk? Het jy buite geslaap? Ja, hierdie kinders bad nooit nie. Presies, dis 'n refleksie op die ouers, né? Nou, al hierdie herders wat so vuil is, julle is soos regte herders, want weet julle wat? Regte herders in Jesus se tyd, hulle het buite geslaap. Het julle al ooit buite geslaap? Jo, ons sal na die tyd met jou ma moet praat, né? Maar regte egte skaapwagters in Jesus se tyd het buite geslaap. Hulle het nie in tente en goed gebly nie. Hulle het daar geslaap tussen die skaap. En ek wil vir jou lees in Lukas 2 vers 8 tot 11 en dis op die bord vir al die ou mense. So julle hoef nie daar te kyk nie. Julle gaan anyway nie verstaan wat daar is nie. Maar check dit uit. Hoor hierso. Dit sê
Daar in die omgewing van Bethlehem, nou ons weet dis waar Jesus gebore is, nê, het 'n klompie skaapwagters gebly. Hulle het in die oop veld geslaap. Snags het hulle skape opgepas. Weet julle wat? Ek dink hierdie skaapwagters het die skape as kussings gebruik. Dink julle ook so? Sou jy ook 'n skaapie gevat het vir 'n kussing as jy nie 'n kussing gehad het nie? Nee. Ja, ons het een ou wat dit like. Ek dink is beter as 'n klip. Jy weet, Jakob het 'n klip gekry en hy het 'n visie gesien, maar ek dink dit was oor dat sy kop seer was. Maar ek dink 'n skaap is 'n beter opsie. Maar een aand, toe hulle nog buite geslaap het, en hulle lekker daar buite geslaap het met hulle skapiekussings, het 'n engel daar by hulle kom staan, van hierdie mooi engeltjies. Die Here se heerlikheid het alles om hulle helder verlig. Wie van julle se ouers maak julle wakker deur die lig aan te sit? Wat gebeur dan? Staan jy dan op? Mooi. Ek skrik gewoonlik, nê. As jy nog lekker slaap is, ewe skielik, poem, is daar net lig. Jy skrik. Dis hoe dit is, nê. Maar, soos hierdie skaapwagters wat ewe skielik lig het en hulle skrik, hoor wat gebeur toe. Uit die bloute het 'n engel daar kom staan en die heerlikheid van God het alles verlig. Daar's nou baie lig en die skaapwagters het hulle dood geskrik. Wie van julle sou ewe skielik as daar net 'n engel staan, jou staf vat en hardloop? Wie is die vinnigste? Is julle vinnig? Vinniger as 'n skaapie, nê? Ja. Ek dink die skaapwagters was baie lus om te hardloop daai aand. Maar hoor wat gaan verder aan. Maar die engel het vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Ek het baie goeie nuus vir julle. Nuus waaroor julle nog baie lank gaan feesvier. Hierdie goeie nuus is ook vir die hele volk bedoel. Vandag is die redder in die stad van Dawid gebore. En hier's die kernwoorde vir vanoggend, vir almal van julle. En weet julle wat is vir my super mooi van hierdie storie? Weet julle? Die skaapwagters was vuil en hulle was daar in die veld en hulle het bietjie gestink. Ryk die ou langs jou, stink hy? Bietjie, nee. Hulle het nie lekker geryk nie, hulle het nie lekker gelyk nie en ek dink baie van hulle het ook nie lekker gedink nie. Maar ons hoef nie daaroor te praat vanoggend nie. Maar selfs hierdie vuil skaapwagters, hierdie vuil mense, hierdie mense wat ander mense eintlik op neergekyk het, die mense wat in ons samelewing eintlik maar die laagste van die laagste was. Dit was die ouens wat, weet, niemand wou regtig 'n skaapwagter gewees het nie. Maar Jesus het gekom vir almal van hulle, vir ons, net soos wat ons is. En Jesus in hierdie storie maak dit so duidelik dat hy gekom het vir my en hy het gekom vir jou, net soos wat jy is. En God kies ons. Maak nie saak hoe ons lyk nie, maak nie saak hoe jy ryk nie, maak nie saak of jy op 'n skaap geslaap het en of jy in 'n bed geslaap het. Die Here kom vir ons almal. En weet julle wat is vir my nog cool? Jesus kom en hy maak soos 'n skaapwagter met sy staf. Nou vir al die pappas hier buite, dis soos 'n bakkie hakkie. Okay. Jy trek 'n ding nader wat bietjie ver is. Ja, kom daar ver. En die skaapwagters wat gebeur het met hulle staf is, hulle die skapies wat bietjie weggehardloop het of in die modder gegaan het hulle so gehak en uit die modder uitgehaal. Hulle het hulle nader getrek. En dis presies wat Jesus met ons kom doen het. God het gekom en hy het met Jesus het hy gekom en hy het ons nader getrek. Dit wat net te ver was, as gevolg van sonde en vuil en al daai goeders, het God gesê, dit is nie meer 'n issue nie. Hy trek ons nader en ons is almal perfek, net soos wat ons is vir hom. Dis wat hy kom doen het vir my en jou, is hy het ons kom nader trek. En verder in die storie lees ons waar die engele verder saam sing oor die goedheid en die grootheid van Jesus. Weet julle hoekom? Julle het nou net gesing, herders op die oop velde. Hoekom? Want Jesus is vir ons gebore. Vandag in die stad van Bethlehem is daar vir ons, almal van ons, nie net die ryk mense en die perfekte mense nie, ons, die skaapwagters, is daar 'n redder gebore. En daarom kan ons groot fees vier, en daarom kan ons celebrate en ons kan aanhou getuig en saam sing oor die goedheid en die grootheid van God. Amen.
Ek gaan 'n foto op die bord sit en dan wil ek julle moet raai wie is dit, okay? Wie is dit? Jesus. Nee, ek dink nie Maria het sy selfoon by hom wel gehad daai dag nie, dis nie Jesus nie. Haar airtime was op, dit was vers, sy het nie gecharge nie, haar foon was pap, dit was 7 dae op die pad, so dis nie Jesus nie. Kom ek gee julle 'n tip, kom julle ou mense moet 'n bietjie help hierso, okay? Hierdie seun is gebore, kom ek help julle, op 23 April 2018. Nee, okay, kom ek gee die, hy is 1 minuut oor 11 gebore, gaan dit help? Okay, kom ek gee sy naam is Louis. Okay, is Louis, kom ek weet julle wie is dit? Sy pa is William, sy ma is Catherine, weet julle hom? Nee, okay, sy oupa is Charles. Dis Prins Louis. Daai is Prins Louis, het julle geweet nie? Dis Prins Louis. So as jou maatjies vir jou vra, waar was julle Sondag by die kerk, sê Prins Louis was by ons. Prins Louis was by ons en hy's gebore 23 April 2018, 1 minuut oor 11. Nou met die geboorte van 'n koninklike in Engeland, dan net daarna as die kind gebore is, dan staan 62 geweerskote, saluut geweerskote, kwaad, dan skiet hulle en gaan mal, okay? Dan gaan hy Engelse te kere, dan skiet hulle en dan lui die klokke. Want die koninklike is so pas gebore en almal is excited in Engeland opgewonde en hier is Prins Louis gebore. En dan wat hulle doen is, nou dink by jouself toe jou kind is gebore is of jy dit met jou kind gedoen het. Al hierdie goed, jy het nie gaan geweerskote skiet nie. Ek weet jou man het gaan jag daai tyd, maar dit was nie dieselfde nie, okay? En die klokke het gelei, maar dit was pouse. En dan wat hulle dan doen is, dan vat hulle die geboortesertifikaat van die kind en dan sit hulle hom voor Buckingham Paleis. Met al die inligting van die kind, hoe laat sy gebore, wat sy gewig en alles geweet, wie is die pa en die ma, en dan adverteer hulle dit, dis ons kind gebore. Ek weet, julle wat kinders sê, jy het nog 10 teen jou kind se geboortesertifikaat, maar jy het hom nie ergens gepost nie. Jy het hom nie op jou hekkie voor gaan plak en check, my kind is gebore, en skiet bietjie nie, in Brakpan skiet hulle, ek dink, skote. Nou as jy hoor, of jy praat van 'n koning, of dink aan 'n koning wat gebore is, dan dink 'n mens aan die mooiste hospitaal, die beste dokters, en almal is opgewonde, daar's 'n groot partytjie wat gevier word, dis wat ons dink as 'n koning gebore word, want dit is 'n groot storie, daar's geskenke, daar's balloons, daar's net klomp lekker goed. Nou elke van ons as ouers wat hier so sit, toe jy geweet het, wel, nou moet ek ingaan, van julle het keisers gehad, en want jy kon nie dit beplan het, wel jy soek nie die beste dokter, jy soek 'n goeie hospitaal, ten minste moet dit nou en dan gemop word en skoongemaak word daar. Moet nou 'n bietjie skoon wees, waarmee jou kind gebore word, okay? Ons soek die beste vir ons kinders, ons soek die beste vir ons nuutgebore baba. Nou eendag lank gelede wil ek vir julle vertel, was daar 'n ander koning gebore. Nou hierdie koning, by sy geboorte was daar engele. En hierdie engele het aan klomp skaapwagters verskyn. En klomp wyse manne verskyn. En dis was die ding. Nou imagine, hier kom hierdie engele en sê, hoor hierso, hier's 'n kind, die koning word gebore, gaan Bethlehem toe. Nou gaan hulle, okay, nou moet ons Bethlehem toe gaan, want hier's nou 'n koning gebore. En almal is opgewonde daaroor. Ek dink dit moet amazing wees, om genooi te word na 'n koning se geboorte. Nou hierdie klomp was baie opgewonde, hierdie skaapwagters, nou gaan ons kyk waar 'n koning is gebore, hulle is opgewonde, en hulle is persoonlik genooi. Nou waar sal hulle heel eerste gaan? Met die kliniek. Hulle gaan reguit met die kliniek toe, toe kom hulle daar, hy's nie daar nie, gaan hulle maar Kormet toe, want hulle soek 'n privaat hospitaal, want as 'n koning gebore word, waar gaan jy? Jy gaan na die naaste en die grootste hospitaal toe. Nou, dit was vir hulle te ver om Alberton toe te gaan, toe dink hulle, nou moet ons 'n ander plek soek, okay? So, hulle is toe baie opgewonde oor hierdie koning wat gebore word, en dan, maar wat gaan ons kry? As die koning nou gebore is, vir hierdie klomp skaapwagters, nou, hulle ken nie die storie nie. Dat Santa nou gesê, hierdie was die arme mense gewees, hulle was neergekyk op die skaapwagters, hulle het die velwerk gedoen. Niemand het regtig met hulle geassosieer nie. So hulle ken nie van hospitale in die eerste plek en dokters nie. Hulle wat nog van 'n koning. Nou in hulle gedagtes het hulle 'n prentjie
van as ek by 'n geboorte van 'n koning kom, dit moet amazing wees. What? 'n koning. Nou wat doen hulle? Hulle kom, ons soek net al die mense. Kyk waar die baie mense is. Daar waar die party is, dis seker daar. En hulle gaan soek en hulle sien nie baie mense nie. Hulle sien inteendeel geen mense nie. En hulle soek net hierdie klomp mense want dit is wat die koning gaan wees. En toe, waar kry hulle toe die koning? Op die laaste plek wat jy ooit in jou lewe kan dink 'n koning gebore sal word, in 'n stal. In die lewe, in 'n stal. Dis nie met die kliniek daai nie. Dis nie so skoon nie. Nou dink vir 'n oomblik net aan 'n stal. In Afrikaans 'n kraal. Ons verstaan bietjie meer die prentjie van 'n kraal. Nou hoe lyk 'n kraal waar beeste en skape bly? Dis vuil, stof, dit's gras en daar lê goed wat diere doen. Daar mis julle dit heeltemal. Dis nie die skoonste plek om geboorte te gee aan 'n kind nie. Julle wat nog nie kinders het nie, as jy my nie glo nie, gaan jy net nou, as jy nou weet, dan soek jy 'n plaas, dan klop jy nou so deur en sê ek wil vandag geboorteskenk hier. In die kraal. Dis vuil, dis onhygiënies, dis nie waar 'n koning veronderstel is om gebore te word nie. Nou vergelyk nou hierdie stal met 'n privaat hospitaal. Dis nou die verskil. Daar's 'n groot verskil tussen 'n privaat hospitaal en 'n stal, né? Groot verskil. Maar ek dink juist leer ons iets hier van Jesus, hy is altyd heeltemal anders as hierdie wêreld. Hy gaan nie kom soos wat enige koning kom nie, want hy is nie jou normale koning nie. Hy's nie jou gewone koning nie, hy's anders. Nou wie was almal daai dag daar toe Jesus gebore is? Nie sy oupa nie, nie sy ouma nie, die TV was nie daar nie, daar was nie koerante was nie daar om foto's te neem nie, daar was niks sulke mense nie, daar was nie ballonne en party gehou, niks nie. Wie was almal daai dag toe daar by die Jesus se geboorte? Daar was nie staatshoofde nie, want almal was by die G20. Daar was nie ander konings nie. Nee, wie was daar? Maria, Josef, skaapwagters, die wyse manne wat die geskenke gebring het, 10 in die herbergier, en miskien sy vrou, en dan was daar skape en beeste en donkies. Dit was by hierdie koning se geboorte. Dis hoe hy ontvang is in hierdie wêreld. Dit was so de mekaar klomp mense, vuil skaapwagters, ryk, wyse manne. Dis 'n de mekaar groepie gewees wat daar saamgekom het. Maar hierdie klomp de mekaar mense en daai wat gebeur het daai dag in daai stal en toe Jesus in daai krib gelê het, het dit eintlik vir ons kom sê, Jesus het gekom vir almal. Van die rykstes, die wysste manne, tot die arme skaapwagters en vir 'n herbergier en vir 'n ou klein dorpie gewees wat niemand eers aan gedink het nie. En hier kom Jesus en hy wil vir ons kom sê, ek is hier vir almal. Of jy soet is en of jy stout is, of jy oud is of jy jonk is, Jesus het gekom vir almal. En ek dink nou verstaan ons Johannes 3 vers 16 beter. Want so lief het God die wêreld. Ken julle daai vers, maats? Want so lief, hoe lief? Hy was bereid om gebore te word in 'n stal en in 'n krib te lê. Nou ons idee van 'n krib is, ag, dit was so oulik en lekker saggies. Nou, wie van julle het 'n klein pap babatjie daar kom lê hom gou lekker hier neer in hierdie steek goed? Jy gaan dit nie doen nie. Hoekom nie? 'n Baba hoort nie hier nie, want wat is hierdie? Dis 'n voerbak. Beeste eet hier uit. Nou kom lê jy 'n pap babatjie hierso wat die beeste nou net gekoil het en al daai goed. Hulle het hier gevreet. Dis wat dit is. Wat sê dit? Jesus het gekom en hy het nederig geword vir jou en vir my. Dit sê iets van sy hart. Dit sê iets van sy liefde vir ons as mens. Ek weet nie of julle gesien het nie, maat, maar hierdie krib van ons is leeg. Hier is niks hier binne nie. Hierdie krib is so leeg soos Jesus se graf. Want hoekom? Hy het gekom vir die mense. En mag ek en jy in hierdie Kersfees
juis op so 'n manier leef, laat ons lewens leeg gaan wees in 'n sekere sin, want ons het Jesus gedeel met mense. Ons gee Jesus in Kerstyd weg, want mense het hom nodig. Hy het daai dag daar gelê, hy het ook in 'n graf gelê, maar hy het opgestaan, maar die graf is leeg en die krib is leeg. En jou en my lewe het vir ewig verander, as gevolg van die stof, die staf en die stal. En hy vra jou en my, en hy vra vir ons as kinders, hy vra vir ons as volwassenes, as 'n pa en 'n ma, en 'n broer en 'n suster, en 'n oupa en 'n ouma, dat ons sy lig sal deel met mense. Want daai aand, met Jesus se geboorte, dit was 'n heilige nag. Ek dink dit was 'n besige nag, maar dit was tog stil. Want daar het iets gebeur, die Here die rustigheid in harte kom bring, stilte kom bring in mense se lewens. En dis wat die Here ook vandag in jou en my lewe wil bring. Opnuut weer 'n vrede sal bring in ons hart. Sê Here, dankie vir Kersfees. Dankie dat U gekom het, dankie dat U 'n verskil kom maak het. En kom ons laat ons lig ook in hierdie feestyd wat voor lê skyn, en ons gaan wys dit vir mense, van dit wat Jesus kom doen het. Hy het al hy stof sy ouers, en hy staf, om te sê, kom vir alle mense, en hy het 'n nederigheid in 'n stal gelê, in 'n krib, om vir jou en my te kom wys, ek is hier, vir almal, want so lief, het God hierdie wêreld gehad.